Wat is die beste manier om jou finansiële posisie saam te vat en op te som? Vandag gesels ons oor nettowaarde. Wat dit is, wat dit beteken en hoe jy dit self kan uitwerk. Vandag vier ons episode 10, so ek hoop hier's nou 'n bietjie vuurwerke en iets wat gebeur. Ek het al so baie geleer deur hierdie opnames te maak en dit is omtrent 'n voorreg. So die vorige episode het ons begrotings geland eers en nou begin ons met spaarstrategieë. Baie welkom en elkeen wat nuut is op hierdie kanaal, 100voudig is wat die Here op my hart gelê het om te praat oor koninkryk finansies en hoe ons net rentmeesters is van dit wat God in ons hand gee, ons finansies. Hy besit alles en ons bestuur net sy hulpbronne vir hom. So op hierdie kanaal gesels ons oor die woord en oor koninkryk beginsels en hoe ons finansies kan gebruik om God te eer. In elke episode op die einde het ek 'n uitdaging van die week, gaan kyk het gerus en dit is 'n manier ook hoe jy kan groei en finansiële dissipline in jou finansies toe te pas. Ek doen ook 'n paar foute op die einde, bloopers soos ons dit noem, gaan lag gerus vir my soos ek groei en soos ek maar wys hoe hierdie kanaal ook groei en hoe ek leer. So daar's maar 'n paar foute wat my party daar tong in die kies laat. So in vandag se episode praat ons oor nettowaarde. En ek moet vir julle sê, dit sit nie lekker by my nie, om te dink dat my en jou nettowaarde saamgevat word in 'n sekere bedrag op 'n stuk papier, sit nie lekker met my nie. As gelowiges weet ons dat die koning van die konings sy enigste seun gestuur het om vir ons te sterf. So daar's baie meer waarde in my en jou lewe as net 'n randwaarde. Wat sê die woord? Ons lees in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. So ons waarde as gelowiges is Jesus Christus wat vir ons gesterf het, sodat ons ewige lewe kan hê. Dit was God se plan vir ons elkeen. Hy het dit voorberei, hy het dit so gedoen want hy is lief vir ons. So moet asseblief nie dink jou nettowaarde is gekoppel aan rand en sent nie. Dis die vyand se leuen. Ons is baie meer werd vir die koning van die konings, die God van die heelal, wat alles gemaak het, alles gevorm het en wat vir jou ook 'n plan het en hy is lief vir jou. Sy in jou dink, want dans hy is opgewonde en sy planne is baie hoër en baie meer as wat jy en ek kan dink. So asseblief, nettowaarde is net 'n finansiële beginsel waaroor ons vandag 'n bietjie gaan praat en ek noem dit sommer BOB. Ons praat van BOB, is bates onder bestuur, want alles wat ons besit, het God vir ons gegee en al wat ons doen, ons is rentmeesters op hierdie aarde vir hom en ons bestuur sy bates. Wat is 'n balansstaat? 'n Balansstaat is 'n momentopname op 'n spesifieke tydstip van jou bates en jou laste en die verskil daarvan. Bates word geklassifiseer as hulpbronne wat jou rykdom groei. Bates is alle besittings wat jy het. Voorbeelde daarvan is spaarrekeninge, eiendom en jou huisinhoud, aandele en ander beleggings, voertuie, motorfietsse of baantjies en ander waardevolle items soos juwele of versamelings. Bates kan gesien word as jy rondom jou huis beweeg, alles wat jy kan verkoop en 'n randwaarde daarvoor kan kry. Al die groot besittings en ook die kleintjies word geklassifiseer as 'n bate. Dis iets wat jy kan ruil vir 'n spesifieke waarde. Jou laste is weer jou skulde wat jy moet nakom, jou verpligtinge, en dit is weer wat jou rykdom af laat neem. Dis kredietkaartskuld, studielenings, huurkope op voertuie, verbandlenings op eiendom of huise en klere rekeninge. Enige skulde wat jy moet betaal is 'n las. Dis iets wat geld uit jou rekening uitvat. Dis verpligtinge wat jy moet nakom, lenings wat jy moet afbetaal. Dit word geklassifiseer as laste. Die netto waarde vergelyking is dan jou bates
minus jou laste is gelyk aan jou netto waarde. En hierdie vergelyking moet altyd balanseer. As ons na 'n voorbeeld kyk daarvan, sê nou maar jy besit 'n motorvoertuig en hy's R20.000 werd, maar jy skuld R15.000 op daai motor, dan is jou las R15.000, jou bate is R20.000, ons trek die 15 van die 20 af, en jou ekwiteit of netto waarde op jou voertuig is dan R5.000. In hierdie voorbeeld kan jy dan jou voertuig verkoop vir R20.000, jou skuld afbetaal van 15 en dan sit jy nog met 'n oortollige 5.000 en dit is jou netto waarde. So ek het vir ons 'n lekker voorbeeld gemaak van hoe so 'n som sal lyk. So in my tabel het ek bates, ek het laste en dit is gelyk aan 'n netto waarde. So my voertuig het ek gesê, ek het 'n R60.000 se waarde op hom, maar ek het nog R40.000 se huurkoop. So 40 minus 60 is 'n R20.000 wat ek dan 'n netto waarde op hom het. My huisinhoud is R25.000, dis my bates daar, my belegging wat ek al iewers in 'n rekening het is R50.000 en dan kom my laste, ek het kredietkaartskuld van R8.000 en 'n persoonlike lening van R15.000. En as jy al die bates van aftrek met die laste, dan in my voorbeeld het ek 'n netto waarde van R72.000. 'n Mens kan baie keer dink dat as jy baie bates het, dat jou netto waarde gaan hoog wees, maar dit is nie altyd die geval nie. As jy meer skuld het as wat jy bates het, as jou huislening baie meer skuld het as jou waarde, as jou karvoertuig 'n 7 jaar lening het en jy skuld meer as wat jy vir hom kan kry, want voertuie se waarde val maar baie vinnig, dan kan jy in 'n posisie wees wat jy baie duur bates dalk het, maar die skuld op dit is baie meer. En as jy hulle by mekaar loop aftrek, kan jy 'n negatiewe netto waarde kry. Hier is 'n ander voorbeeld, waar ons weer ons laste gaan aftrek van ons bates vir ons netto waarde, maar hier het ek gesê, okay, die voertuig het ons gekoop vir R60.000, maar daar was nou baie meer onkostes op hom, al die admin fooie en kontrakfooie wat hulle maar op jou huurkoop gooi. So ons skuld nou nog R65.000 op 'n R60.000 se voertuig, so dit maak die voertuig se netto waarde skielik minus R5.000. En die huisinhoud is nou nie so baie nie, dis net 10.000, hierdie is dalk 'n student, en hulle het nie baie nie, studentlening van R15.000, kredietkaartskuld van R5.000, persoonlike lening van R10.000. Soos julle kan sien, is die laste ewe skielik baie meer as die bates, en dit sit hierdie persoon dan in 'n netto waarde van minus R25.000. Dis hoekom ek sê, dit is so belangrik om 'n netto waarde uit te werk in jou persoonlike finansies en seker te maak dat daar 'n netto effek of 'n net waarde is wat positief is. Dit beteken dat jy op 'n gesonde finansiële posisie is, en dan om dit so ook te verseker oor 6 maande of 'n jaar, as jy dit weer kyk, dat daar positiewe groei is. Dat jy kan sê, ons het 6% of 4% of 10% gegroei van die vorige 6 maande of die vorige jaar. So hoekom hou ek persoonlik nie van netto waarde nie, hoekom praat ek van bates onder bestuur? Hoor gou na hierdie pragtige skrif. Psalm 24 vers 1. Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon. God besit alles en alles wat ons het hy vir ons gegee. En ons is as 'n ware net bestuurders van sy bates. Alles is syne. Hoor hierdie volgende skrif. Psalm 50 vers 90. Ek hoef uit jou huis geen stier te neem of bokke uit jou krale nie, want al die wilde diere van die bos is myne, die vee op die berge by duisende. God sê hierso, hy het nie nodig om enige iets van ons te neem nie. Hy het nie nodig dat ons van ons goed vir hom gee nie, want alles behoort aan hom. En ons bestuur net dit. En is dit nie 'n maklike manier om daarna te kyk nie, net? Want ons gaar nie op nie. Die Here seën ons, en dan die bates wat ons het, is ons net rentmeesters vir hom. En ons is, Here, hoe kan ons dit die beste manier vir u bestuur, want dit is as 'n ware, alles behoort aan u. Dis u besittings, dis u bates. So die uitdaging van die week. In die week daag ek jou uit om jou netto waarde of bates
onder bestuur uit te gaan werk. Gaan maak 'n lys van al jou bates en wees konservatief. Moenie jou bates opblaas sodat jy 'n valse netto waarde kan kry nie. Miskien met huisinhoud het jy versekering en die versekering het 'n sekere bedrag gekoppel aan jou waardes. Of jy kan rondstap en 'n lys maak van al jou bates. Maar hou dit konservatief, soos ek sê, dat ons nou nie jou netto waarde opblaas en dat jy 'n valse indruk kan kry van dit nie. En dan so ook jou laste, gaan lys jou laste en maak dan 'n som totaal van jou netto waarde. Hoekom wil ons dit doen? Die lekkerste maatstaf van netto waarde is as jy dit oor 'n sekere tydperk doen om te sien hoe jy groei. As jy dit die eerste jaar doen, na die tweede jaar toe sal jy agterkom dat jou bates opgaan, jou beleggings gaan 'n bietjie op en jou skulde gaan af hopelik. En dit sal vir jou wys hoe jou netto waarde oor 'n spesifieke tyd groei. Ek vertrou hierdie opname het iets vir jou beteken, dat jy nou verstaan wat is netto waarde en dat jy ook jou bates wat onder bestuur is, wat die Here in jou hande gelos het, dat jy dit goed sal bestuur. Ek wil net hierdie sessie vir ons afsluit en 'n gebed doen. Dankie Hemelse Vader vir die woord, dankie dat die woord die waarheid is, Here. Dankie dat U vir ons goed versorg. Dankie Here dat ons in die woord kan lees, dat alles wat ons besit, kom van U af. U is 'n goeie en 'n liefdevolle Vader. Here, maak ons goeie rentmeesters, dat ons hierdie bates wat U vir ons gee, dat ons dit goed sal bestuur vir U en vir U koninkryk. En ons loof en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy deel was van hierdie sessie. As dit iets vir jou beteken het, deel dit met iemand en sterkte met jou groei. Drumroll please. Brrr. Episode 10. Ja, wat 'n voorreg, ja. Vir die wat nuut is op die kanaal, baie welkom. Hou aan. Nee. So wat is 'n balansstaat? 'n Balansstaat is 'n momentopname op 'n spesifieke oomblik. Is dit 'n kyk